Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die groot ontbyt. Dit is tyd vir volgenskrant besprekings en Gert van die Westhuizen is hier. Ons gesels oor 'n klomp dinge, internasionale nuus, oorloë wat voortgaan, 'n plaaslike kyk ons na tyd vir radikale ingryping in die polisie, maar meer belangrik, skop ons vanoggend af saam met Gert met sy pragtige hemp. Goeiemôre Gert. Môre Jennifer en môre Peer. Môre. Noem mense dan nou amptelike trui of 'n hemp? Seker 'n trui nie. Want is nie 'n trui nie. Dis 'n trui seker, maar Kan nie 'n trui wees, dis 'n hemp. Dis nie so swaar soos die trui in ons jong dae nie. Toe moes jy omtrent die lang moue. 5 kg trui dra. Maar ja, Jennifer, mens moet daarom die Spaanse trui nou dra want dit is eintlik jammer die wêreldbeker eindstryd het so verpolitiseer geraak. Ja. En die mense het in so twee duidelike kampe verdeel, jy weet, en toe is Argentynë verskriklik negatief en hulle het so vuil gespeel, jy weet, dit is eintlik baie lekker dat Spanje gewen het. Dit is eintlik goed vir sokker dat hulle gewen het. Ek dink ook nogal so Gert, maar ek dink ook so omdat ek vir Spanje ondersteun het. Ja, Want dit was my lekker jy was geweest. natuurlik van die begin af 'n Spaanse ondersteuner. En arme Peer, nou is die wêreldbeker daarom verby Peer. Dank Vader. Nou begin al die ligas. Nou het ons weer ons sport terug. Dis nie meer in Amerikaanse hande nie. Want eendag gaan ek vir my susters se kleinkinders vertel, ek het die halftyd vertoning oorleef. Dit was 'n bietjie van 'n skok, ja. Dit was verskriklik. Ek het nie gedink ek gaan dit maak nie, maar nou ja. Ons is baie bly jy's daardeur. Ek self Uitgespaar en dis 'n pragtige hemp vanoggend. Gert, ons begin plaaslik by radikale ingryping. Nou is dit tyd. Ja, kyk, ons hoor nou elke dag van al die korrupsie die polisie. Dis verskriklik eintlik wat daar aangaan en die leierskap van die polisie en misdaadintelligensie wat so korrup is. Geheime fondsies, jy weet, met 'n geheime fonds kan 'n mens enigiets regkry. Maar daar was nog gister 'n baie interessante paneelbespreking vir die Instituut vir Sekuriteitsstudies oor die toekoms van die polisie. En professor Irwin Kines, 'n baie bekende kriminoloog van die Kaap, het gesê ons het nou 'n seldsame geleentheid om die Suid-Afrikaanse polisiediens ingrypend te verander. En te versterk. Hy is een van die mense wat meen misdaadintelligensie moet heeltemal afgeskaaf word. Dit dien in elk geval nie hulle doel nie. Maar die groot probleem is etiese leierskap. Ons het nie etiese leierskap nie. Jy weet, ons het gesien nou met al die beweringe wat by Madlanga na vore kom, generaals wat afgedank word, generaals wat in hegtenis geneem word. Dit is eintlik verskriklik. En toe die mense ook gepraat, Ian Cameron was ook deel van die paneelbespreking, die voorsitter van die portefeulje komitee, jy weet daaroor, jy weet die publiek het eenvoudig nie meer vertroue in die polisie se leierskap nie. En daar is ook gesê mense wat generaals of brigadiers word moet 'n etiese toets ondergaan om te sien of hulle regtig eties in staat daartoe is om daardie leierskap te gee wat ons verlang. Jy weet, eintlik kom dit maar daarop neer, ons moet eintlik ons top polisie leierskap afdank en nuwe mense mee begin. Van vooraf begin, jy weet. Dit gaan moeilik wees, maar ergens moet jy nou die punt maak, soos die professor nou sê, jy kry elke 30 of 40 jaar so seldsame geleentheid en hier is ons nou. En hy is ook baie beïndruk met die Madlanga kommissie, want hy sê die kommissie het werklik tande en sy verslag het nog nie eers uitgekom. Interessant jy nou nog sê Gert, stories oor befondsing en geheime fondse vir misdaadintelligensie. Die aanvanklik toe hierdie goed aan die groot klok gehang is met daai perskonferensie, toe die wat teruggekap het gesê maar ja na Mkonasi toe gesê ja, maar dis juist hierdie gaan eintlik maar net omdat verskillende faksies wil beheer hê oor die geheime fondse in daardie misdaadintelligensie begroting. Dit was aanvanklik heel in die begin geweest. Hierdie is eintlik maar waar alles gaan vergeet van sy stories. Intussen in die Madlanga kommissie vir ons gewys, daar is inderdaad probleme met die befondsing van nie net misdaadintelligensie maar die polisie se begroting as 'n geheel en die manier hoe polisieering toepas spesifiek in sekere areas. Maar wat ook regtig bekommerd is van gister se bespreking, Peer, is die feit hoe die polisie saamwerk met misdadigers. Ja. Nou word daar gesê dis nie 'n vreemde ding, dit het al in Jackie Celebi se tyd gebeur, maar dit is skrikwekkend nie, want ek dink ons grootste vyand op die oomblik is georganiseerde misdaad. Ja. Want hulle slaan hulle tentakels oral in. Ons sien nou daar by die Madlanga kommissie getuig Andrea Johnson gister van die ondersoekdirektoraat na korrupsie. Jy weet, mens laat sak maar net jou kop. Ja. En wonder waarheen gaan ons nie. En intussen neem misdaad maar toe. Intussen bepaal ons onsself met 31 miljoen rand reise na die sokkerwêreldbeker. Dit is vir my onverskoonbaar. Ek kan net nie dink dat ons soveel geld word. Ek wonder hoeveel seentjies in Suid-Afrika het nie sokkerballe om mee te speel nie of speel op grond sokker.
Daar's nie sokkervelde vir en ek dink 31 miljoen rand kon dalk hier en Bietjie daar in gehelp 'n het. township 'n paar sokkervelde gebou het. Of dit kon vir die kunste gehelp het wat regtig baie swaar kry. Jy Absoluut. weet ons praat nou oor Guyton McKenzie hierso, maar ek dink regtig van ons kunstenaars, ons waardeer nie altyd ons kunstenaars genoeg nie, want hulle gee vir ons, jy weet, 'n bietjie ontvlugting uit hierdie nare werklikheid waarin ons altyd ons soms dalk bevind. En die mense kry regtig swaar, jy weet, veral as hulle aftree, daar is nie voldoende fondse en goed vir Correct. en ek wens dit ons wil beter vir die mense sorg. Want ons sorg baie goed vir mense, ons verander dorpsname, want dis belangriker as ander goed. Kom nou van 'n man wat gesê het hy gaan nie dorp wat hom uitgespreek het teen die verandering van dorpsname toe hy minister geword het. 31 miljoen is alraai, dorpsnaam verander is maar okay. nou moet jy weet hoeveel kos dit om 'n dorp se naam te verander vir mense en besighede en al daai tipe goed. Dit gaan nou oor die verandering van die naam van Graaf Reinet. Guyton McKenzie. Ja, Afriforum het nou 'n hofsaak gemaak en Guyton McKenzie gaan dit nou teenstaan. Ek weet nie wat dit die staat nou nog gaan kos nie. Maar ek sien daar's mense wat sê jy weet jy moet nou nie 'n hofsaak maak nie want dit gaan die mense van die dorp polariseer. Dis Dag ook gedoen. ek wonder of dit nie al klaar gebeur het nie. Ek wonder as 'n mens so kyk, het al twee dele van die dorp, want daar's maar altyd twee dele in 'n Suid-Afrikaanse dorp, het al twee dele van die dorp saamgestem oor die naamsverandering. Dis nou na Robert Sobukwe die eerste PAC leier vernoem. Baie mense sê, jy weet jy het 'n dorp hierso wat 240 jaar oud is 'n dorp wat baie beteken vir die bewaring en erfenis en al die tipe van goed met sy ou geboue en sy ou geskiedenis. Ek dink is een van die oudste dorpe in die land, nie onder die top 5 oudste geboue in die dorpe in die land en nou sê mense dit gaan verlore gaan as hy sy naam verander. So ons sal nou maar sien wat gebeur hierso. Dit is nie baie goed nie, maar jy weet mense het die reg om ook hulle mening uit te spreek en te kyk wat hulle kan doen. En lyk my die enigste uitweg is nou maar om hof toe te gaan. Sure. Gert, ek dink altyd daar's so 'n fyn lyn tussen hervorm en herstruktureer en tog geskiedenis hou, want mens kan die geskiedenis net heeltemal op sy skuif nie. En ek dink om daai balans te vind is belangrik. Dis baie belangrik Jennifer, jy kan nie die geskiedenis wegwens nie. Dit het gebeur, jy weet, jy kan nie sê dit het nie gebeur nie. En ons sit nou maar met daai geskiedenis in Suid-Afrika. Ons het 'n ongelooflike geskiedenis eintlik wat oor alle vlakke van die samelewing strek, jy weet. En mense wil hê ook mense soos Sobukwe moet erken word, maar daar is mos nou maar nuwe dorpe, nuwe vliegvelde, nuwe lughawens wat ook na hom vernoem kan word, neem mense nou maar aan, jy weet. So Ja, maar wie wat, miskien moet ons dalk nie so erg aangaan, hulle gaan my skiet, oor naamsverandering nie, want New York was eers Nieuw Amsterdam, tot die Engels oorgeneem te word New York, so in New York is nog steeds vandag New York, maar dis baie lank terug nie. Nou moet jy elke keer al die besighede moet hulle briefwoorde verander. Ek dink daai tyd was dit nie so baie, het dit nie so veel om geld gehad nie. Kyk, dit gebeur oral ter wêreld waar nuwe regerings New York het intussen onafhanklikheid gekry met die Amerikaanse onafhanklikheid, so en hy bly nog steeds York, so hulle het dit gehou. Ja, dit is peer vreemd hoe dit werk. Anyway, Gert, kom ons gesels oor getal mense wat honger ly. Hierdie is werklik skokkend. Ja, Afrika het nou vir die eerste keer die vasteland geword met die grootste aantal mense wat honger ly. Ons het daai onbenydenswaardige posisie oorgeneem by Asië. Dis nou volgens die VN se jaarlikse verslag oor voedselsekerheid. Nou Afrika, ek dink daar is hoeveel miljoen mense, 20% van Afrika se bevolking ly honger. Dit is 309 miljoen mense, dis verskriklik baie. ja, Hier sit jy met 'n vasteland wat jy regtig 'n landboubaken in die wêreld kan word. Ek weet daar is so baie potensiaal in Afrika, maar dit kom net nie, ons kan dit net nie verwesenlik nie. Daar's te veel oorlog, te veel diktatoriale regimes in Afrika. Mens wens dit kan eendag verdwyn, laat dit net oor die mense gaan, dat mense oordentlik vir hulle self kan sorg. Maar nou ja, dit is 'n lang storie daai en ek weet nie of dit sal gebeur nie, maar nou ja, in Asië is daar 292 miljoen mense wat honger ly, dis 6% van die bevolking. En die wêreldwye persentasie van mense wat honger ly is 8.6% in 2022 gewees en nou is dit 7.8 in 2025. So dit het 'n klein bietjie gedaal. Jy weet China het baie gedoen om mense wat honger ly te verminder. China het ook baie gedoen om mense uit absolute armoede uit op te lig. Nou ja, die maniere wat hulle gebruik sal ons nou nie meer altyd saamstem nie, maar dit het gebeur. Indië waar ook baie mense is wat honger gely het, is hulle besig om planne te maak. So ten minste word daar planne gemaak. Mense hoop net in Afrika kan dit ook gebeur en mense besef net eintlik hoe belangrik voedselsekerheid is, veral in 'n omgewing waar klimaatsverandering en vreemde weerpatrone toeneem en hier word weer groot droogtes vir ons voorspel en allerlei goed. struwelinge, revolusies, oorloë,
Daar is so baie probleme nie. wanadministrasie. Daar's soveel dinge wat teen voedselsekerheid in Afrika as 'n kontinent tel. Ja. Tog is ons op hierdie stadium in die wêreld die kontinent met die meeste potensiaal. Ja, ons het geweldig baie potensiaal. So dis net Mense kan dit verwesenlik, ja. Om dit te ontsluit. Interessant. Een uit elke 5 mense op die Afrika vasteland ly honger. As jy daaraan dink. Dis verstommend nie, Peer. Dis verstommend en selfs mense kan dit hier by ons ook sien nie. Mense wat honger ly, mense wat gebrek het, jy weet, dit is jammer. Ek gaan altyd die vraag vra as jy jouself in iemand anders se skoene sit, daai jy weet 309 miljoen mense wat honger ly. Wat sal jy nie doen om 'n stukkie kos te kry nie? Sal jy nie ook probeer ontsnap na 'n ander land toe nie? Sal jy nie ook in konflik betrokke raak om vir jou kind te sorg wat honger ly nie? En ek dink mense is so maklik om te oordeel oor, ag, kyk nou weer hierdie land of wat gaan nou aan in daai land of daar's nou weer vlugtelinge, totdat jy een van die 309 miljoen mense is op die Wat nie kontinent kos het vir jouself of jou kind. Want dis waar wat jy sê, as jy kyk na immigrante, onwettige immigrante, veral die wat Europa toe gaan, die wat hiernatoe kom, baie keer plaas jy jou lewe op die spel aan mense wat met bootjies oor die see ry, maar dit wys ook net vir jou hoe desperaat hulle is. Die mense moet dalk miskien daaraan ook dink. En Suid-Afrika bly nou maar 'n aantreklike bestemming vir mense wat honger ly in ander lande in Afrika, veral die naby aan ons. Gert, ons aandag nou gefestig op die Oekraïne. Ja, waar die oorlog nog steeds voortduur, nee, dit is nou al die 5de jaar wat dit binne gaan. Sure. Dit is 2022 gewees. Dit duur net voort en dit lyk nie of daar 'n oplossing is nie, maar nou het Volodymyr Zelensky, die president van Oekraïne, bietjie interne probleme. Want hy het sy minister van verdediging Mikhailo Fedorov afgedank en hy's baie gewild onder die mense en daar's gedreig met betogings as hy hom nie weer aanstel nie en so aan. Maar nou het hy intussen die bevelvoerder van Oekraïne. Hier was so baie oorlog, mense raak te mekaar. Van Oekraïne se gewapende magte afgedank, Oleksandr Syrskyi. Want Syrskyi is volgens kritici bietjie uit die oude doos uit. Hy het sy opleiding nog in die Sowjetunie ontvang en hy het nog daai Sowjet gedagte rigtings as hy oorlog maak. Hulle soek nuwe mense wat nou jy weet moderne oorlogvoering kan baas raak, veral in 'n land soos Oekraïne wat te min mannekrag het om Rusland te verslaan. Hulle voel nuwe goed moet gebeur, jy weet, soos die goedkoop drones wat Oekraïne gebou het waarmee Rusland aangeval het. Ons sien dit het nogal groot skade aan Rusland veroorsaak. Hulle Rusland se Amazon is aangeval en daar in die Krim skiereiland is daar nie meer krag nie nadat dit aangeval is. Jy weet, en toe het hy nou maar Zelensky nou, hy het nou gesê die minister van verdediging kan 'n ander vooraanstaande pos in die kabinet kry. Maar hy het toe nou die hoof van die weermag afgedank en iemand niets in sy plek aangestel. So die minister en die hoof van die weermag. Ja, is albei afgedank. 'n Nuwe hoof van die weermag is aangestel wat 43 jaar oud is. 'n Moderne ou, hy het sy naam gemaak in die huidige oorlog en volgens berigte is hy nou iemand wat 'n moderne manier van oorlogvoering voortstaan. Jy weet, hy het byvoorbeeld daar was 'n video van hom wat viraal gegaan het op die sosiale media waar hy met 'n tank deur mense deur versperringsjaag daar in Mariupol en so aan. Ja, so ons sal nou maar sien hoe dit afgaan, maar dit is nie baie goeie nuus vir jou as jy in hierdie oorlog gewikkel is en daar's interne probleme. Oorlog maak mense ongelukkig en ongemaklik. Ja, dit maak mense ongelukkig. Nee, dit maak mense ongelukkig. Mense weet nou nie of Zelensky hiermee gaan wegkom nie, want die mense is regtig ja, daar's protesaksies, hulle is in die strate met en hulle het gedreig hulle gaan nog meer proteseer, jy weet. So, jy kan nie nou nog betogings hanteer en 'n oorlog. Maar dit is interessant wat hulle sê, op hierdie stadium die manier wat Oekraïne verdedig teen Rusland op hierdie stadium, soos hulle sê, jy kan nie 'n groot Russiese weermag met eintlik in wese 'n kleiner Russiese weermag wen nie, want dis wat die Oekraïne op hierdie stadium is. Ja. Dis dieselfde tipe van benadering tot oorlog. Dis hoekom hulle die man afgedank het. Hulle voel hy het nog 'n ou tydse benadering tot oorlog. Hy maar hy sê dan sulke mooi goed. As jy luister wat hy sê in sy persverklaringe, dan gaan jy dis 'n ou vir wie ek sal beklei. Nou het hom gefire. Ja, maar alle persverklaringe klink maar so, Peer. Ja, jy weet mos. Ja. Maar ja, Gert, dis nie net die enigste land waar die oorlog is. As jy sê daar's nog oorloë. Ons moet praat oor Iran. Dit bly nie net in Iran nie. Die hele golf is nou aan die gang en die Houthis spring ook in. Die Houthis spring ook in en hulle het nou gedreig om haar roete deur die Rooi See te versper. Dit kan ook nie bekostig word nie. Amerika het gedreig So die ander kant van Saudi-Arabië. Ja, aan die ander kant, ja, en hulle het gedreig dat die Houthis sal deurloop as hulle dit doen. Maar nou Piet Hexet, Amerika se minister van verdediging, het getuig gisterand ons tyd voor die komitee daarso in die Kongres en hy het gesê die oorlog gekos hulle al 35,7 miljard dollar. Nou as mens dit nou met rand mal, is dit 'n som wat bo my 4 maakplek is. Maar hy vra nou nog meer geld.
En CNN berig dat daai geld sluit nie in die skade wat aangerig word aan Amerikaanse basisse in die Midde-Ooste. Wat nog reggemaak Wat nog reggemaak moet word. Nie, jy weet in Iran hou maar net dit aanval want Amerika het nou gisterand vir die 11de agter die volgende nag teikens in Iran aangeval en Iran slaan nou maar net terug deur teikens in die Midde-Ooste aan te val. So die kans dat hierdie oorlog nog baie groter kan word is ook goed. Marco Rubio, die Amerikaanse minister van buitelandse sake sê Iran het geen intensie om te onderhandel vir vrede nie. Is nou wat hy sê, Iran sê nou weer allerlei ander goeie, so dit lyk net nie of die twee uit by mekaar gaan uitkom. Ek dink intussen met mense net onthou wat die effek is op Suid-Afrika. Net ons dink het ek daar's 5 dae se skietstilstand, verstaan net ons gehoop vir laag, jy weet, petrolprys en dieselpryse, nou dat dit weer opvlam is, en as die Rooi See toegemaak gaan word, met mense onthou, die groter effek op wêreldwye ekonomie is inflasie. Ja, ek dink nou nie die Houthis het seker die vermoë om dit heeltemal toe te maak en Amerikaanse aanvalle te weerstaan nie, maar nog steeds, Jennifer, ons ly daaronder, en die petrolpryse gaan nie net een mooi nag skielik daal na wat dit voor die oorlog was. Dit gaan lank vat om weer te stabiliseer, en dan op die einde van die dag is dit mense soos ons wat swaar kry. En die ryk wapenvervaardigers en die ryk staatsmanne wat in hulle ligverkoelde motors rondgery word elke dag en allerlei ander lekker goed kry wat ons nooit sal van kan droom nie. Hulle is nie die mense wat swaar kry nie, maar hulle veroorsaak hierdie gemors. Jo. Gert, dan watter land se paspoort is die heel beste? Ja, in 2006 was dit 'n Amerikaanse paspoort, maar nou het Amerika gesag tot op die 10de plek en Singapore se paspoort is nou lyk vir my baie gewild. Dan het jy nog Denemarke en Finland en in Europa vorder die lande goed, jy weet. Dit hang van baie goed af, jy weet, ons byvoorbeeld wat so baie probleme hier intern het met vervalsing en gryslyse en al daai tipe van goed. Dit tel teen jou paspoort. Jy weet in Amerika het ook sy eie probleme, daar is nog natuurlik baie geopolitiese spanning en goed wat ook bydra tot die paspoort wat nogal dan swakker word, maar jy weet daar's verrassings soos Hongarye wat nommer 19 was in 2006. Hy's nou 6ste. Pole is van die 16de plek op in die Verenigde Koninkryk Brittanje is ook het ook teruggeval. Jy weet dit gaan ook nie goed daarso nie. Hoeveel premiers het ons nou al daar gesien? 7 in die laaste paar. Dis interessant al hierdie is alles natuurlik. Mens kan nou al die punte praat en sê maar wat maak dit saak? Dit maak saak. Dit maak dit net vir jou makliker, nie? As 'n reisiger. Hoeveel makliker is jy 'n kan jy 'n wêreldburger wees en nie vasgevang wees in jou situasie nie, maar werklik die wêreld kan ervaar, beleef en 'n ryker mens word. Ja, jy weet ek sien dis waar wat jy sê, Pierre. Ek sien daar's 8 lande in die 7de posisie. Soos Litouwe, Slowakye, jy weet dis lande wat jy nooit gedink het eintlik daar gaan uitkom. Jy weet Kanada en Nieu-Seeland is ook nou daar, maar jy weet hulle verwag, hulle is nou almal een plek teruggeval. Maar dit is goed vir jou land se beeld nie. Dis baie goed vir jou land se beeld. Ons sit nou hierso, die beeld wat ons op die oomblik het is dat ons vreemdelinge haat. Ja. Gert, en ek dink ook die realiteit is soos ek dink as jy nou die Verenigde Koninkryk toe reis is die visums omtrent R3000 om en by. Verstaan, dis duur. Verstaan vir iemand om baie ekstra te betaal bo-op wat hulle sou doen. Die gemaklikheid daarvan, verstaan hoe jy gesien word wêreldwyd jou burgerskap. Wil mense jou by lê. Ja. Dis die probleem in Suid-Afrika was 'n paar jaar gelede nog vrygestel van visums na Ierland toe Ierland intussen gesê nee maar julle moet visums kry. Selfs lande in Afrika verlang nou visums van ons. Ons het regtig 'n slegte naam en dis omdat ek weet nie eens op waar op die lys ons paspoort is nie. Ek het nie eens probeer kyk. Laerskool. Ek sê dit van vooraf. Moenie onder die boom by ons sit nie. Kry vir jou 'n ander plek. Anyway, ons het 'n bietjie praat oor gepraat van reis. 'n Aapie wat gereis het. Hy sê my op hier, dis verskriklik die aapie wat op die Britse bus gekry is in 'n wasgoedsak, 'n marmoset aapie. Oyster is hy nou gedoop nadat laag kry. In die wasgoedsak kry net met 'n stukkies appel is al kos wat daar oor was vir die aapie. Maar mense reken dis om die berig, nie mense nie. Die berig sê dis omdat daar 'n nuwe wetgewing in Brittanje is oor die aanhou van eksotiese spesies. Die mense hou dit baie keer aan. Hulle weet nie om vir die diere te sorg nie, na ruk raak hulle verveeld met die diere en dan gaan dit alles agteruit. Nou moet jy behoorlike permitte hê en jy moet 'n microchip ingeplant hê sodat jy weet waar die dier homself of haarself bevind. En hulle verwag dit gaan nou toeneem dat mense van die eksotiese diere wat in hulle besit is, gaan probeer loslaat op plekke dat hulle net kan verdwyn, jy weet. En dis baie jammer, en dan sê dit vir jou baie van mense wat dit doen nie.
Ja. Sê vir jou baie hoe hulle diere misbruik en so aan, wat eintlik verskriklik is. Ja, dit is ons bly by 'n dierstorie want die hond is berisp tydens 'n TV-onderhoud. Ja, as jy die hond wil berisp tydens die TV-onderhoud, moet jy seker maar sorg dat die hond in 'n ander kamer gaan sit of op jou skoot sit en kalm raak. En dan moet jy net nie sokker kyk nie, maar kom ons los nou die nonsens praat net. Barnaby Joyce, die voormalige adjunkpremier van Australië, het sy hond skerp tot orde geroep. En tydens 'n televisieonderhoud die hond het glo ingemeng toe hy gesê gaan sit. En toe hy later weer 'n moeilike vraag kry toe die hond glo weer ingemeng, toe sê die verslaggewer van maar jy moet dalk eerder die vraag beantwoord as om jou aan die hond te steur. Toe raak hy bietjie moeilik. Toe sê hy moet jy ook dan nie met my moeilikheid soek nie. Dit het nou baie kritiek uitgelok, maar nou sê daar mense in daai deel van Australië is mense maar gewoond om so met hulle honde te praat. As die hond moeilik raak, sê hy vir hom gaan sit en so aan. Maar alle mense reken jy moet nou nie so met 'n dier maak nie. Want ek moet ek sien baie sulke mense in Suid-Afrika ook. Dis ook maar ons ding nie. Joyce het interessant sy reaksie het gesê dit wys verskille van stadsmense en plattelandse mense in Australië. Hy sê moet stadsmense mense in die stad dink dis 'n oorlogsmisdaad, maar mense in die streke lag daaroor sê. Ja, dis wat hy gesê het, ja. Dis interessant, maar in Suid-Afrika ook so as jy op die plaas groot geword het dan Ja. dan Nee, is jy waar, kyk Jennifer, daar's baie mense wat se honde hulle kinders is en dis goed so, maar daar's baie mense wat 'n hond net nog 'n hond is. Ja, jy weet, hang seker ook af hoe groot die hond is. As sy hond nou so groot is, dan kan jy hom nou nie op jou skoot laat sit om hom kalm te laat voel. Nee. Maar ja, so van honde gepraat nie. Daar was groot moeilikheid in Brittanje. Hoekom? Want CNN het 'n eksklusiewe onderhoud met Larry die kat gehad. Die kat. Die kat, Hoe die kat by 10 Downing Street. Ted Downing Street wat in sy 7de premier het. Ja. Dis nie die probleem nie. Daai 7de premier bring saam met hom 'n hond. Oh. Axel is die hond se naam glo. En toe sien hy nou met die Larry gepraat, hy het so 'n bietjie geryk daar aan Die mikrofoon. Nie veel belangstelling getoon nie, jy weet, hy wonder seker altyd waaroor hierdie gedurende boei is. Daar sit Larry en toe die verslaggewer nou noem van die hond wat kom, toe draai Larry sommer om en loop. Ja, maar ek sou ook. As ek vir so lank in 'n plek bly En hier bring nou 'n hond. Hy het al voorheen 'n hond gehad wat hom baie probleme gegee het. Hy het Ja. voorheen 'n ander kat ook gehad wat hom baie probleme gegee het van ministers wat in en uitkom en Bywoners. uitkom. Ja, bywoners. Jy weet, en daar is so baie probleme nou met in Brittanje. Daar's mense wat so baie kritiek het op die kabinet. Hoekom is daai ou minister van buitelandse sake? Hoekom is daai ou minister van verdediging, maar niemand dink aan arme Larry nie wat al 19 jaar daar. Dis sy oud huis, Dis sy eintlik. huis. Eintlik behoort Downingstraat 10 aan hom. Ja. Maar daar's so baie verskeie premier is die bywoner. Ja, dit behoort aan hom aan die staat basies. En nou wil hulle 'n hond daar inbring. Ai, jy weet. Ja, nee Gert, kyk, mos hou maar vir Larry dop. Ek seker dinge gaan rustig gaan en hopelik verwyder hulle hom eerder die hond na iemand anders Ja, huis nee, ek toe. hoop so Jennifer, want Larry lyk nog goed, jy weet, vir sy ouderdom lyk hy nog baie goed. Ek hoop as ek so oud is, lyk ek ook soos Larry. Hy lyk nog mooi of hy goed eet en hy word mooi versorg en so aan. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dis 'n groot plesier. Dit is Gert van die Westhuizen en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.